Dankie vir jou deelname. Het is so lekker om saam te sing. Dit is net anders wanneer jy saam met jou mense hoor verklaar, wanneer jy om jou sien hoe mense dit ernstig neem, mense soekend en honger is na die Here. En ek eer jou vir die feit dat jy dit skaamteloos doen. So hou aan met dit. Ons kindertjies, dankie Andre, julle het sommer klaar inisiatief geneem, so asseblief gaan kry vir jou iets om in te kleer. Dis nie net om jou besig te hou nie, ek dink daar's krag aan daai prentjies wat jy inteken, dit maak selfverklaringe, en na die tyd gaan ons jou weer uitnooi en vir jou vra kom, bring dit vorentoe, ons wil jou 'n high five gee, vir jou dankie sê, en dan wil ons dit ergens weer tentoonstel, so asseblief hoor, ja, moenie dit gering ag dat jou kind saam deelneem in die diens nie. Titels. Dit wat ons mense noem, iets wat voor iemand se naam staan, baie mense vanuit die aard van hulle werk het 'n spesifieke titel, of daar word van jou gevra waar jy werk om iemand op 'n sekere titel te noem, en baie keer noem ons hulle glad nie op hulle name nie, dis net daai titel. 'n hoof het byvoorbeeld daai konsep nogal nie, almal noem hom meneer, en ek vang myself, selfs die hoofde wat al afgetree het, as jy hom groet, dan sien jy nie meer oom nie, jy sien nog steeds meneer, nee, jy wat na skool altyd iemand meneer genoem het, hou aan om hulle meneer te noem. Op universiteit het jy byvoorbeeld na ouens wat jou klas gee, dalk verwys as prof, nee, want hy was 'n professor of 'n dokter. Soos ek sê, op skool was dit meneer of juffrou, en ek besef ek ook, party mense is baie erg oor titels, ander mense is glad nie erg daaroor nie. Jy kry mense wat baie graag wil hê, jy moet hom dokter noem, hy het geswaar daarvoor, en jy moet hom dit noem, en dan vir ander is dit weer glad nie, dit maak nie minder saak nie, noem my op my naam, en ek dink dieselfde is so met dominees, daar's dominees of pastore wat wil hê jy moet hom pastoor of dominee noem, daar's ander dominees of pastore wat weer sê, nee, asseblief, noem my op my naam. Dan kry jy scenario's waar, of die persoon wil hê jy moet dit noem of nie wil noem nie, jy voel oortuig, as nogal baie mense wat dit teenoor my doen, dan noem hy my dominee, en dan sê ek, maar moenie my noem nie, en as hy kom vang en sê, is reg dominee, ek sal, en nou hy aan met dominee, want hy is so groot gemaak, of dis sy manier om te sê, ek wil respek of eerbied aan jou wys. Wat maak hierdie titels gesaghebend? Wel, die instansie of die persoon, die instansie waar die persoon gaan swat het, of amptelike studies gaan doen het erkenning aan hulle gegee om te sê, jy het hierdie graad, jy's geregtig om dit nou genoem te word, daar's 'n gewig aan die titel. Kom ek gee 'n konsep, as jy na enige van die dokters toe gaan in Standerton, dan weet jy, ek bedoel sy graad hang daar, en hy het 7 jaar geswat daarvoor, en dalk nog verder gespesialiseer, en daai gewig dra nie net, daai titel dra nie net 'n gewig nie, maar hy dra 'n vertroue. Hy dra 'n geloof in dat, as jy sê, dokter, hierdie dokter gaan my help. As ek vir een of ander rede, ek dink hier daar is so kursusie, maar as ek op Google gou kon gaan en 'n 3-week kursus doen oor hoe om 'n GP dokter te wees, en hulle gee vir my 'n online graad, en nou noem jy my dokter, gaan jy nog steeds nie, al het ek die titel, met dieselfde vertroue na my te kom vir 'n maagseer, of weet, kom ons spuit gou in die bout in, of wat ook al die situasie is nie. En dan belangrik om op te let, nie net iets van die gewig van die titel of die geloof en die vertroue van die titel nie, maar die titel sê iets ook van die rigting of die graad waarin hierdie persoon geswat het. Met ander woorde, die titel is relevant tot hulle status of hulle bedryf. Jy gaan nie 'n dokter ooit dominee noem nie, of die dominee ooit dokter noem, in die sin van mediese praktyk nie. En nou besef ek, vandag is jy miskien hier, en ons leef in 'n tyd waar baie mense nie erg is oor titels nie, en dit is nie so belangrik vir ons nie. Maar in antieke tye was titels regtig belangrik. In antieke tye het titels baie meer gekommunikeer, baie meer gewig gehad, baie meer status gegee, baie meer rede gehad as ooit voorheen. Titels het autoriteit uitgedruk. Met ander woorde, jy het dadelik geweet, ek moet my in hierdie persoon onderwerp, want sy of haar titel is dit. Titels het sosiale orde of mense se plekke in die samelewing bepaal. Ek bedoel, as jy 'n sekere titel gehad het, was jy verhewe bo sekere mense, of as jy nie die titel gehad het nie, was jy minder werd of minder belangrik as ander mense. Titels het seker mense verhef bo ander, of die gebrek van titel het mense onderdruk. Ek gee jou 'n voorbeeld, sommer net as jy al ooit flieks gekyk het, of geskiedenis gelees het, of so 'n tipe ding. In Engels sal ons by onderskei tussen 'n nobleman en 'n commoner. Nee, daai konsep, die titel sê klaar iets. A free person versus a slave.
Hoor jy dadelik die status en die verskil in sosiale vlakke? En is 'n vorm van 'n titel. Die titel citizen versus foreigner, 'n burger van 'n land teenoor 'n vreemdeling. En dan het jy 'n Bybels konteks waar ons vanoggend is, ook meer gesaghebende titels gehad. Ek bedoel die feit dat iemand priester genoem is, of profeet genoem is, of emperor, of king, koning, aanspreekvorme soos my lord, of your grace. En dis het jou gebruik van hierdie titel, hoe jy dit aanwend, hoe jy dit sê, vir wie jy dit sê, het ook iets gewys van jou respek vir hulle, jou onderwerping aan hulle gesag, hoe belangrik hulle vir jou is, en waar jy jouself bevind. Met al hierdie gesprek en gesels oor titels, met die vier van Kersfees die afgelope week, lees saam met my hierdie kragtige voorspelling. Honderde jare voor die geboorte van Jesus, in die boek Jesaja, wat juis oor die geboorte van Jesus gaan. Lees dit saam met my, Jesaja 9, vers 5 tot 6, baie bekende gedeelte, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met die titels, die koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Vers 6. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou om uit te brei. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hierdie seun, hierdie kind, vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here die Almagtige sal dit waarborg. Ons tema vanoggend is, sy naam sal wees. Die naam van Jesus, die kind wat vir ons gebore is, die seun wat aan ons gegee is, sy naam sal wees. Koninklike titels wat aan hom toegeken word. En ons lees hierdie teks, en dis hoekom dit is my belangrik dat dit by jou insink vanoggend, want ons lees hierdie teks altyd rondom Kersfees. Maar hierdie titels het net soveel gesag, net soveel impak in jou lewe, net soveel krag, net soveel gewig, soos die ander 364 dae van die jaar. Hierdie titels geld nie net vir Jesus met Kersfees nie. Hy is ewige Vader in Maart ook. Hy is magtige God in April of Mei ook. Hy is vredevors in September en Oktober. Sy naam sal vir altyd wees. Aan hom is alles onderwerp. Lees gou weer daai teks saam met my, en ek wil hê jy moet hoor, die eerste woordjie wat uitstaan is die woordjie heerser. So kyk gou weer na Jesaja, hy sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, hy sal die heerser wees. Vers 6 gaan aan om dit te beklemtoon, om te sê, hierdie heerser, sy heerskappy en vrede, sal voortdurend uitbrei, nooit ophou nie, en dan sluit die teks af om te sê, hy sal vir altyd regverdig en reg regeer. Hoekom? Want hy is heerser. Alles is in hom onderwerp. Hy is die finale gesag. Hy het die laaste sê. Hy word nie oorheers deur enigiets nie. Nie die wêreldkrisisse nie. Hy word nie oorweldig deur politieke mag of deur onreg wat in die wêreld gebeur nie. Hy word nie ontneem van sy mag wanneer storms oor my en jou lewe gebeur, asof hy ooit met sy hande afgekap sit of nou buite beheer is nie. Hierdie titels word gegee aan die heerser van heersers. En hierdie profetiese woord wat honderde jare voor Jesus se geboorte verklaar is om te sê, hy sal heers. Honderde jare later, gaan nou by dit weer stil staan, maar 100 jare later word dit waar en hy word gebore. Met ander woorde, ek en jy kan staan op die heerskappy van Jesus. Hierdie Jesus is gebore en hy heers. 'n kind is gebore, 'n kind is vir ons gegee, omdat die Vader die mens wou kom help. 'n kind is aan ons gegee, omdat die Vader gedryf is vir sy liefde, vir sy skepping, vir elke mens op aarde, omdat die mens vir hom saak maak. Jy maak vandag saak vir die heerser. Elke naam van hom wat sal wees, is vir jou, want 'n kind is vir jou gegee. Seun is vir jou gebore.
En weet dat hierdie profesie meer as 2000 jaar terug vervul is en hierdie kind gebore is ek en jy in God se gedagtes. Kom ons kyk gou vinnig na hierdie titels, en ek weet ons het 4 woordjies gelees, en ek gaan heeltyd praat van 5 titels. Dis interessant dat die antieke teks, ons lees van hy sal 'n wonderbare raadsman wees, maar dit is interessant dat die antieke tekste, en die Engelse vertaling slaan hom ook nogal raak, hulle skei die twee, julle kan vir my so 'n oomblik vashou, hulle skei die twee om te sê, dis nie wonderbare raadsman nie, dis wonderbaar en raadsman. En dit sal eintlik great gewees het as ons 5 weke kon nie, ons staan stil by elke woord, want elke woord is ryk, en ons eintlik so baie om aan te sê, so ek wil net oppervlakkig jou gedagtes stuur, en jou weer herinner, dat die teks rondom Kersfees, krag het vir jou elke dag se lewe. Wonderbaar. Ek wil hê jy moet eerstens vanoggend hoor, dat God nog nooit 'n titel aan sy seun gegee het, wat hy nie verdien nie. Laat dit gou insink by jou, want daar's baie mense in die geskiedenis, en miskien selfs vandag, wat titels het, wil ek sê, wat dit nie noodwendig verdien nie. Dis deur gunsies gekry, of is iemand wat iemand anders voorgetrek het, of dis iemand wat 'n bribe gedoen het, om 'n sekere pos of ampt te kry, en nou moet jy daai ou hierdie titel noem. Elke titel wat vir Jesus gegee is, verdien hy. As die woord vir Jesus wonderbaar noem, kan ek en jy weet, dit is wie hy is. Hy is wonderbaar. Ek is oortuig as ons op 'n manier vandag sou kon Skype hemel toe en 'n skerm opsit en die disippels sit almal op die skerm en ons vra hulle vanoggend en sê, is die titel van Jesus wonderbaar? Het julle wonderbaar by hom ooit ervaar? Sal hulle vir ons sê, dis nie 'n oorskatting nie, inteendeel dis 'n onderskatting, want dit wat ons saam met Jesus ervaar het, hoe ons hom hoor praat het, hoe ons gesien het hoe hy met mense optree en 'n verskil in mense se lewens gemaak het, sy hart, sy wese was wonderbaar. Hierdie ouens het Jesus se liefde in aksie, sy selfloosheid in aksie, sy instelling op ander mense, sy hart om te help, vir 3 jaar elke dag gesien. Ek is redelik seker, as ons vandag kon gesels met enige iemand wat Jesus teëgekom het, iemand wat blind was, wat hy gesond gemaak het, of iemand wat krippel was, wat hy laat loop het, enige behoefte wat hy aangeraak het, sou hulle ook vanoggend vir ons sê, dis 'n onderskatting, want hierdie Jesus is meer wonderbaar as wat ons ooit besef. Hierdie Jesus het my lewe verander. Hierdie Jesus het nie nodig gehad om my lewe te verander nie. Nie een persoon wat Jesus genees het, blinde, krepele, stomme, het dit verdien nie, maar omdat hy wonderbaar was, het hy gestop, het hy raak gesien, het hy aangeraak, het hy verander. Een van die betekenisse van hierdie woordjie wonderbaar in die Hebreëus, paar betekenisse van, maar is ons sê wonderbaar, maar is die wonderwerk kant van sy karakter. Met ander woorde, miracles, dat hy die onmoontlike kan doen. Hierdie Jesus is nie net wonderbaar nie, hy is ons grootste wonderwerk. Bedoel die storie van 'n God wat mens word, 'n God wat vir die mens in ons plek kom sterf, 'n God wat uit die dood uit opstaan, ons ken dit nie, dis teen ons natuurwette, maar hierdie Jesus is bonatuurlik. Hy is wonderbaar in sy persoon, in sy karakter, in sy aksies. Te dank aan hom en sy wonderbaarheid, die feit dat hy bereid was om dit deur te gaan, is ons vergewe. Is ons vrygespreek, is ons identiteit verander, te dank aan hom, en dis nie eens net eenmalig nie, elke oggend, klaagliedere sê dit mos, hy sê, your mercies are anew every morning, die genade is elke dag vars, elke dag nuut, elke dag is hy in die proses van aanhou sorg, en aanhou goed wees vir ons, en aanhou help. Hoekom? Want sy naam sal wees vir ewig en altyd wonderbaar. Môre, wanneer politieke goed gebeur, môre, wanneer krisisse opdag, onthou die naam wat vir ewig sal wees. Onthou wie Jesus vir jou vanoggend wil wees. Sy naam sal wees wonderbaar. Volgende naam is die naam Raadsman. En as jy
vanoggend soek vir 'n klomp tekste, kan ons 'n klomp tekste gee, maar ek het gevoel ek wil dit simplisties hou. Ek wil hê jy moet fokus op dit wat jy moet fokus. So, as jy wil weet waar die Bybel al hierdie goed staaf, kom na die tyd en ons kan 'n lys maak oor die woord vanoggend. Raadsman. Hoekom is hierdie titel so belangrik? Kom ek stel vir jou die negatiewe kant. Te danke aan 'n raadsman se raad het die wêreld besoedel en vervloek geword. Reg aan die begin van die skepping is daar 'n man en 'n vrou in 'n perfekte verhouding met God en dan is daar 'n sogenaamde raadsman. Iemand wat van die kantlyn afkom en ewe skielik input wil gee. Iemand wat wil mislei. En die duiwel in die vorm van 'n slang kom gee sy raad. Nee, God het nie dit gesê nie. Jy hoef nie hieroor bekommerd te wees nie. Dis wat dit eintlik beteken en in sy misleidende raad verander die geskiedenis van die mens vir altyd. Die effek is skade, die effek is nie net lewensveranderend nie, geskiedenisveranderend. Die effek is sonde wat in die wêreld inkom. Ek en jy ervaar elke dag die seer en die pyn en die vloek van dit. En die effek is dood. Vriende, hierdie sogenaamde raadsman is elke dag in my en jou lewe subtiel besig om ons geloof aan te val, om ons identiteit in Jesus aan te val, om ons te laat twyfel, om ons te laat wantrou. Hy is die hele tyd slinks en subtiel besig om in ons lewe in te meng. Buiten dit is ek en jy net so skuldig daaraan dat ons na verskillende raadsmanne in ons lewe luister. Daar's verskillende mense wat ons toelaat om input en raad en leiding vir ons te gee. Ons is so vinnig om 'n besluit met ander mense te toets. En gewoonlik heel aan die einde dan eers met die Here te praat. Besef vanoggend dat die kind wat vir ons gebore is, die seun wat aan ons gegee is, sy naam sal wees Raadsman. Hoekom? Want hy weet alles. Hy is God. Hy sal vir ewig en altyd heers. En hoor mooi, hy weet nie net alles in die vorm van kennis, van antwoorde nie. Hy weet ook wat die beste is. Hy weet ook wat toegepas moet word. Hy weet wat in die oomblik nodig is. Dis 'n praktiese kennis, dis 'n volmaakte kennis, dis 'n veilige kennis. So kom die Bybel op soveel plekke vir ons beloof om te sê, as ons sou luister na die Here, sal ons seën ervaar. Sal dit goed gaan met ons. Sal daar guns oor ons lewe wees. Hier is vir jou een klassieke voorbeeld, is 'n baie bekende teks, die heel eerste Psalm. Hoor wat sê hy? Lees dit saam met my, Psalm 1, vers 1 tot 4. Hy sê, gelukkig, geseënd, dit sal goed gaan met. Gelukkig is die mens wat nie, hoor jy daai lyn? Wat nie loop volgens die raad van goddelose mense nie. Wat nie staan op die pad van sondaars nie. Wat nie sit in die vergadering van spotters nie. Hierdie man ken sy raadsman. En hy sal vreugde vind. Hy vind vreugde in die gebooie van die Here. En hy oordink die gebooie van die Here, dit wat hy van God leer en weet. Hy oordink dit dag en nag. En wat is die effek? Vers 3. Hy is soos 'n boom, geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. En hoor die duidelike lyn wat getrek word, maar dit geld nie vir goddeloses nie. Jesus nooi ons vanoggend uit en sê, ek wil jou raadsman wees, maar dit bly jou keuse. Jy kan kies na wie jy gaan luister. En kom ons moenie die fout maak vanoggend nie. Die fokus van daai teks, die wow van daai teks is nie die boom nie. Die boom is gesond en sterk, die bome se blare is gesond en hy dra vrug. Hoekom? Want die fokus is die waterstroom. Die fokus is waar hierdie boom is. Die fokus is wie vir hierdie boom voeding gee. Hierdie seën is aan ons gegee. 'n kind is vir ons gebore, sodat ons geplant kan wees by die bron van kennis.
Die bron wat vir ons lief is, die bron wat die beste vir ons wil hê, die bron wat ons wil beskerm, die bron wat nie wil sien dat ons blare verwelk nie, die bron wat wil hê ons moet gesond wees. Vriende, wie is die raadsmanne in my en jou lewe? In watter kringe beweeg ek? Op watter paaie staan ek? Vir wie leen ek my ore uit? Vir wie gee ek 'n titel in terme van gesaghebend of belangrik of jy weet wat die beste is in my lewe bo die ware raadsman. Die regte keuse is een primêre raadsman in my lewe. En 'n keuse en 'n loyaliteit teenoor die raadsman om te sê, as God sê, sal ek nooit iets anders doen nie. As God sê, sal ek doen wat hy van my vra. My knie buig voor een heerser. Sy naam in my lewe sal wees Raadsman. Die derde naam is die naam Magtige God. Sy naam sal wees Magtige God. En dit is my so mooi verklaring, daar's krag iets hier, daar's iets sterk hierin, want kom ons dink gou net aan daai vorige naam. Iemand wat raad gee, is nie noodwendig iemand wat namens jou beklei nie. Iemand wat raad gee is nie noodwendig iemand wat in the heat of the battle is nie. Dis iemand wat op die kantlyn hoor van jou probleem, sê wat jy moet doen, maar dit bly jou probleem. Jy is nog steeds die een wat dit moet oplos, hulle gee net raad. Maar hierdie wonderbare raadsman, sy titel is ook Magtige God. Ander woorde, hy is die een wat jou lei en vir jou sê hoe om dit te doen, en dan is hy die een wat jou gaan in staat stel, en nie net in staat stel nie, maar vir jou, namens jou, gaan veg. Die Hebreëse woordjies vir magtige God is die woordjies El Gibor. En El beteken God, Gibor beteken kryger, kampioen, oorwinnaar, sterk in oorlog. Is dit nie 'n mooi beskrywende woord van God nie? Dink aan die impak hiervan. Hierdie God, El, is ons kryger. Hierdie God is ons oorwinnaar. Hierdie een is soos niemand anders nie. Ek bedoel, as ek oorwin het, beteken dit daar's iemand anders wat verslaan is. Ek is oorheersend oor hom. Hy is die heerser. Hy is die groot oorwinnaar. Hy is die God, soos ons so pas gesing het 'n rukkie terug, wie se troon omring is met engele wat na hom kyk in verwondering en die heeltyd verklaar, Holy forever. Daar is niemand soos U nie. Want waar sit hy? Op 'n troon. Wie sit op trone? Hulle wat heers. Wanneer iemand in 'n geveg saam met iemand anders is, teen iemand anders, koning teen koning, en hy oorheers hom, is die eerste ding wat hy doen is hy onttroon hom. Hy gaan sit op sy troon en hierdie koning moet voor hom kom buig. Jy het nie meer 'n troon nie, jy het nie meer 'n status nie. Hierdie Jesus wat ons dien vanoggend. Hy sit op sy troon. Ons sing so maklik liedjies, maar jy opgelet met die oorwinningslied. Wat sien ek in my gees? Die glorie en die voel ons met hom weer sing gou, nee, is julle reg? Nee. Net julle wakker kry. Ek sien in my gees, dis 'n realiteit. Sy naam sal wees Heerser, Magtige God. Hy is die oorwinnaar. Hy sit finaal op die troon. Hy kan nie gewiete word nie. Niemand kan hom kanselleer of hom ontroon nie. Veral vir my en jou vandag. En wat in hierdie jaar so gou en wat elke dag gekonfronteer word met uitdagings in ons lewe, wat so gou voel of ons wil moed opgee, wat so baie keer voel of ons nie die krag het om hierdie geveg te veg nie, moet ek onthou, my naam hoef nie te wees nie, want sy naam sal wees Magtige God. En al wat ek en jy moet doen is, ek dink aan Romeine 8 wat verklaar en sê, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Nergens daag die woord ons uit om onsself te verhef en te verklaar wie ons is nie. Die woord daag ons uit, verklaar wie God is. En loop saam in sy krag. Ek is tot alles in staat. Hoekom? Deur Jesus, die heerser, die magtige God wat die krag sal
gee. Mag ek nie elke dag onthou dat sy titel El Gibor is, die God wat die kryger is, die God wat die kampioen is, die God wat in beheer is. Vierde woord, vierde titel wat Jesus kry is hierdie titel Ewige Vader. Want hierdie heerser, hierdie magtige God, hierdie raadsman wil persoonlik in jou lewe wees. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Daar's baie titels en plekke, konings en diensknegte waar daar nooit 'n verhouding sal wees nie. Dis 'n plek, dis disconnected, dis apart van mekaar en ek wil amper sê, ken jou plek, bly weg. Hierdie God, hierdie Jesus is aan ons gegee sodat ons hom intiem, naby kan ken. En ek besef, ons het 'n verwronge beeld van hierdie woordjie Vader, want aardse vaders stel ons te leer, aardse vaders skiet kort, baie aardse vaders was afwesig, baie aardse vaders het ons dalk verkeerd hanteer of seer gemaak, maar hierdie Vader is verhewe bo alle vaders, want sy eerste titel, wat is dit? En hy sal wees? Die eerste een, wonderbaar. Sy hart, sy intensie, sy wese is perfek. Hy is die Vader wat nooit wil optree tot ons nadeel of ons wil seermaak nie. Hy het nie sadistiese neigings nie. Hy is nie selfgesentreerd in die sin van dat of ons nou moet pyn kry of nie, hy worry nie, dit gaan net oor hom. Dit gaan oor sy eer, maar hy is ten volle gefokus op my en jou. Hy is elke dag genadig teenoor ons. Elke dag versorgend, elke dag beskermend. Ek noem vir jou, sommer net in 'n lys af as jy op die skerm nie, maar wat is eienskappe van 'n vader? Wat maak hierdie titel Vader so belangrik? Wat is sy liefde? Sy onophoudelike, onverdiende, onveranderlike, onvoorwaardelike liefde. Sy liefde wat volmaak is, aanvaardend is, vervullend is. Hierdie Vader is genadig. Hierdie Vader versorg ons. Hierdie Vader beskerm ons. Hierdie Vader vergewe ons. Hierdie Vader is teenwoordig en aktief betrokke. Hy's ingelig. Hy weet wat in ons lewe gebeur. Hierdie Vader verstaan. Hy weet wat ons dink en wat ons voel. Selfs in die tye waar ons verkeerd dink en voel. Hy het begrip daarmee. Sy wese is wonderbaar. Hierdie Vader is getrou, hy draai nooit sy rug op ons nie, laat ons nooit alleen nie, hy sit sy naam op die spel en beloof ons en sê, ek is met jou tot die einde van hierdie wêreld, jy sal nooit alleen wees nie. Hierdie Vader is betroubaar, sy ja, sy nee, hy sal nooit van wese verander en vandag ja en môre nee en jy moet heeltyd wonder, kan jy nie, jy weet waar jy met hom staan. Hierdie Vader is 'n raadsman, hy lei. Hy wil ons raad gee. Hy wil hê ons moet 'n boom wees wat vrug dra. Sy blare gesond is want hy wil die bron wees. Hierdie seun wat hierdie rolle aanneem en onthou wat ek nou gesê het, nie een titel gee God vir Jesus wat hy nie verdien nie. Hy verdien die titel want hy is 'n perfekte Vader. En ons sal nou net dalk weer by dit stil staan, maar onthou jy hoe die teks dit beklemtoon het? Hy gaan 'n ewig Vader wees. Vir ewig. Vir altyd. Die laaste woordjie is die woordjie vrede, vors. Die Engels gebruik die woordjie, as jy in Engelse vertalings lees, dan praat hulle, ons hoor dit baie keer in liedjies, Prince of Peace. En ek hou hiervan, want die Hebreëse woorde wat hier gebruik word is Sar Shalom. Sar beteken prins, heerser, hoof, finale autoriteit en shalom, ons ken dit, is 'n Hebreëse woordjie wat beteken vrede, maar is 'n verskriklike gewigte woordjie. As jy shalom vir iemand sê, beteken jy, ek wil hê dit moet goed gaan met jou, mag daar heelheid, completeness in jou lewe wees, mag daar totale vervulling in jou lewe wees, mag jy voorspoedig wees, dis 'n gewigtige woordjie, hierdie woordjie shalom, en Jesus in hierdie gewigtige, volmaak, compleet, gesond, genees, herstel, is hy die
prins, die finale autoriteit van daai vrede. Hierdie Jesus, hierdie hoof van vrede, het 'n vrede wat hou, 'n vrede wat gewig dra, 'n vrede wat die wêreld nie ken of ooit sal kan gee nie. Hoor 'n vinnige aanhaling van Jesus in Johannes 16, as hy sê, ek weet dit gaan met jou moeilik gaan, ek weet jy gaan tawwe tye hê, maar hoor vers 33, hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle. Hoekom? Sodat julle in my rus en shalom, vrede, heelheid, hoor mooi, kan vind. Ander woorde, dit is nie outomaties daar nie. Ek moet dit gaan soek, ek moet na hom toe kom. Hy sê dit vir my om te sê, ek herinner jou wie ek is die bron van vrede. Hoekom? Want in hierdie wêreld beloof ons verder, hy sê in hierdie wêreld sal julle swaar kry beleef. Maar skep moed. Ek, die magtige God, ek die vervulling van die belofte, ek die kind wat vir julle gegee is, ek het die wêreld reeds oorwin. Maar ek gee dit gou weer 'n prentjie. Eerens moes Jesus se disippels al onder 'n boom gelê het en soos net, man, dis so rustig, dis vrede, dis kalm. Of eerens moes hulle sommer net gesit het en daar's 'n waterstroom wat vloei en hulle is eerens net so sjoe. Weet jy wat, daar's niks wat nou in die wêreld skeefloop nie. En jy het dit ook al ervaar. Eerens het jy dalk, jy was sommer net in jou huis en dit was stil, of jy was op vakansie, of jy het vir die see gesit en kyk, en daar's 'n oomblik van vrede, maar dis nie wat hier beskryf word nie. Want jy het al baie keer 'n oomblik van vrede gehad en dit het een oproep gevat. Een polisie ou wat voor jou intrap, iets wat gebeur en al jou vrede is gesteel en jy's net daar omgekrap. Die vrede wat Jesus gee, shalom, is dieper en innerlik, juis sodat wanneer jy swaar kry en of daar goeie nuus is of slegte nuus is, dat hier binne die prins van vrede steeds genees. Steeds veilig laat voel, steeds kalm maak, steeds hierdie heelheid bring. Hoor mooi, shalom is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die teenwoordigheid van die Sar Shalom, die prins van vrede. Dis 'n vrede wat net by Jesus te vind is. En terloops in daai stelling van Jesus het jy gehoor, magtige God, want hy sê, hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Ek is die heerser. Daar's geprofeteer oor my 700 jaar voor my en hier is ek is gebore, ek is vir jou gegee, ek is vir jou gebore en my naam sal wees. Dan is daar 'n laaste, daar's 'n kragtige stelling wat ek ook nie wil hê moet vanoggend mis nie. Want so maklik om saai die vyand twyfel in ons harte. So mooi, ek bedoel, hoeveel aanvalle is daar vandag om vir ons te sê, maar die Bybel is nie meer relevant nie. En ja, maar die Bybel is eintlik maar net hierdie boek en is maar net normaal en soos al hierdie redenasies. Hoekom? Omdat daar iets kragtig in die woord van God is. Die vyand is besig, soos hy met Eva besig was, om vir jou te sê, ek is ook 'n raadsman en ek wil hê jy moet iets anders glo. Luister wat sê daai teks. Wat die waarheid van waarheid is. Lees weer Jesaja 9 vers 6. Hy sê sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. En hoor hierdie woorde. Ja, dit is hard. Dit is kragtig. Die toewyding van die Here sal dit waarborg. Ek as die Here verklaar, ek sal seker maak dat hierdie gebeur. Ek bedoel, ek weet hardkoppig is die verkeerde woorde, maar verstaan jy wat ek probeer sê? When someone puts their mind to it, dan kan ek so hardkoppig wees dat enigiemand van iets kan sê, ek het besluit, ek sal. Dis God wat sy kop op 'n blok sit, dis God wat sy naam stempel, sy woord gee en sê, my toewyding, my heilige toewyding, sal dit waarborg. En ek en jy kan vandag terugkyk en die vervulling daarvan sien. 'n Kind is gebore. 'n Seun is gegee. Die toewyding van die Here het dit laat gebeur. Vriende, wanneer God iets beloof, sal dit gebeur.
Sy ja. As hy op iets besluit, is dit finaal. En die belofte, dis hoekom ek het aan die begin gesê het, ons lees hierdie teksie vir een of ander rede net rondom Kersfees, maar die toewyding van die Here gaan aanhou om in jou lewe te verklaar. Sy naam sal wees vir jou vandag wonderbaar. Magtige God, ewige Vader, vrede vors. Met ander woorde, daar's gewig in daai woordjie ewig. En dat Jesus sal aanhou heers. Met ander woorde, ek en jy hoef nooit te twyfel of Jesus ooit weer gaan kom nie. Ons hoef nooit te twyfel of daar 'n ewige lewe is nie, want die toewyding van die Here sal dit waarborg. Daar gaan 'n dag kom wat ons voor Jesus gaan staan. Daar gaan 'n dag kom wat ons Jesus gaan sien vir wie hy is. Daar's 'n dag wanneer ons beperkte brein en prentjies in gebrek aan verstaan getrou gaan word met wat ewige Vader en magtige God, vredevors regtig beteken as ons Jesus sien vir wie hy is. Ek sluit af. Of jy dit vanoggend glo of nie, dit is die titels wat aan Jesus gegee is, wat hy verdien, wat God oor hom verklaar het. Hy is gebore. Hy is wonderbaar, hy is raadsman, hy is ewige God, magtige God en ewige Vader en vredevors. Maar soos ek aan die begin genoem het, is ons in 'n tyd en plek waar ons half kies watter titels wil ons eerbiedig of nie. Watter titels is vir ons belangrik of nie. En net so jy dieselfde keuse vanoggend, of jy hierdie titels joune wil maak en sê, 'n kind is vir my gebore, 'n seun is aan my gegee, sodat hy hierdie titels vir my kan word. My ewige Vader, my magtige God, my vredevors. Of ek aan my eie kop volg, my eie lewe bepaal, my eie raadsmanne uitsoek, my eie vrede najag. En ek wil jou herinner aan hoe daai teks begin. 'n Kind is vir jou gegee. 'n Seun is vir jou gebore. Jy sien, die ander ding wat gebeur in ons lewe is, ons is dalk selektief oor van hierdie titels. Dat ek vandag erkenning aan God gee. Hy is 'n magtige God, maar ken hom nie regtig as 'n persoonlike Vader nie. Of ek glo dat Jesus 'n goeie hart het, hy's wonderbaar, hy's perfek in sy wese, maar ek volg nog steeds so my eie kop dat ek nie kan getuig van die vrede wat hy in my lewe bring nie. Want ek maak soveel keer op my eie droog, ek stamp my eie kop. Daai Psalm 1 wat gesê het, hierdie geld nie vir ouens wat nie sy raad volg nie. Hy's nie 'n bron van waterstroom vir ouens wat nie na sy raad luister nie. En ek wil jou uitdaag vanoggend om te sê, wat is die een titel wat dalk vanoggend in jou lewe nog nie geaktiveer is nie? Wat is die behoefte wat jy vanoggend het? Wat is die titel wat jy vanoggend moet verklaar en sê, Here, kom wees vandag en vir alle dae vorentoe, mag ek nooit weer die naam vergeet, vredevors nie. Of Here, die uitdagings in my lewe en die probleme, ek het nodig om vandag weer te verklaar, U is magtige God, oorwinnaar. Of Here, daar's al hierdie sleg in hierdie lewe en ek het net nodig om weer te hoor vandag, U karakter is perfek, U is wonderbaar. So ek sluit vanoggend af met hierdie seën vir jou. Want Jesus wil, hy's reeds elke titel, maar hy wil elke titel vir jou wees. Hy wil hê dat sy naam vir jou sal wees. So ek seën jou. Mag jy die wonderbaar van Jesus proe en ervaar. Mag jy die raadsman se woorde volg, luister, ag gee daarop bo enige ander. Mag jy die krag van die almagtige God glo en in jou lewe afbid en vertrou, die God wat wonderwerke kan doen. Mag jy die ewige Vader persoonlik ken en elke dag naby aan hom beweeg. En mag die bonatuurlike vrede, die sar shalom, wat net by Jesus te vind is, in jou hart heers. Kom ons bid saam.
Here Jesus, ons verklaar of beamoen wat u woord reeds verklaar. U is die heerser, u is wonderbaar, u is raadsman, u is magtige God, u is ewige Vader, u is vredevors. En ek weet in hierdie oomblik wil u elkeen van hierdie name vir ons wees. Ek wil jou nooi net in 'n oomblik in 'n tyd van stilte. Wat lê die Heilige Gees op jou hart? Wat is 'n gedagte wat by jou opkom wat die Here dalk by jou wil wakker maak? Wat is 'n gebed wat jy tot die Here wil bid of 'n gesprek wat jy met die Here wil hê om net vanoggend al dankie te sê vir hierdie titels oor jou lewe? As ons stil is, net praat net met die Here. Here Jesus, dankie dat daar 'n kruis is. 'n Kruis is wat roep om te sê dat daar elke naam op aarde is vir wie ek gesterf het. Dat daar vir elke mens in hierdie gebou en elke mens daar buite, elke persoon in Senegal vanoggend prys betaal is, 'n uitnodiging gerig is om te sê jy is vergewe, jy is kosbaar. En dat u dit doen omdat u naam is wonderbaar. Here, ons kom buig ons knieë vandag voor u. Ons kom sê u is ons raadsman. Ons wil ons opnuut net weer kom onderwerp aan die gesag, onderwerp aan en ons lewe aan u kom teruggee. Mag ons die stem onderskei, mag ons luister en gehoorsaam wees, mag ons waarde en prioriteit aan u heg bo alles. Here, vir elke krisis en vir elke uitdaging verklaar ek vandag magtige God, een wat kan deurbreek, een wat kom versorg, een wat kom voorsien, een wat kom veg namens ons, een wat oorwinning kom behaal vir elke behoefte vanoggend. Elke behoefte wat in ons toekoms wag. Mag ons nooit vergeet nie. Magtige kryger oorwinnaar. Vir elkeen wat vandag ver voel, weet ek, u is die Vader wat die hande uitsteek. U is die een wat ons naby u wil hê, wat in ons lewe betrokke wil wees, wat saam met ons wil deel in alles. Inteendeel, u is die Vader wat verantwoordelik vir ons wil wees en is. Kom wees daar die Vader asseblief, nie net vandag nie, maar elke dag. En Here Jesus, mag ons iets ervaar van die bonatuurlike vrede wat net u kan gee. Mag ons in elke storm en elke uitdaging van ons lewe, mag ons vlug en soekend wees, want u sê, kom vind jou rus en vrede by my. Hemelse Vader, dankie dat u 'n kind vir ons gegee het, 'n seun gegee het, en dat u toewyding dit nie net gewaarborg het nie, maar sal waarborg. Dankie dat ons eendag vir altyd by u sal wees. Ek loof en ek aanbid u. Ons eer u in die naam van alle name, die kosbare heilige naam Jesus. En almal saam sê